Nie net is Louis van Rensburg 'n liedjie-skrywer wat al van ons mooiste Afrikaanse liedjies geskryf het nie. Hy is ook bekend en bekroond vir sy klankbaankomposisies. Belare vir 'n enkeling, Arende, Glaskasteel en Kinders van die Sabbatsee het al hierdie man se talent tentoongestel. Vanaand gesels ons met Louis oor sy nuwe op en wakker projek. Ook in vanaand se program Steve Hofmeyer met 'n splinternuwe video, Dis hoe dit is. Nuwelinge Shine het tonge aan die praat met hulle lekker luister liedjies en Louis van Rensburg maak weer geraas in die Afrikaanse musiekwêreld met sy nuutste projek. Louis van Rensburg het 'n besige jaar voor hom. Binnekort sal gehoor op hom in aksie kan sien wanneer hy sy nuutste produksie, Siener van Rensburg en die B-molle, op die planke bring. En hy kuier vanaand saam met die sterre van hierdie produksie by ons in die ateljee. Hallo. Dit is 'n interessante naam. Wie het hom uitgedink? Waar kom hy vandaan? Wel, Quentin as 'n non-seeing persoon, 'n blinde, het vir ons 'n challenge gegee om 'n naam heen. En ons het die idee bietjie rondgegooi, Logner de Kok, Jannie de Tooy en ek en nog 'n paar ander manne het gesit en kuier en in the mixer en toe kom Logner kom ons met sulke phrases voor 'n dag. Toe kom Logner met die idee van Siener van Rensburg en die B-molle. Okay, en ons almal stem toe saam, dit werk. Dit is lekker kontroversieel. Ja. Die Siener van Rensburg Wat 'n geliefde Afrikaanse ja, skrywer wel, is. en dan natuurlik die B-mol. Mense kan dit as 'n musieknoot interpreteer of as 'n doodgewone blinde mol. En wie gaan luister na die musiek? Op wie se produksie gemik? Is al die songs nuut of is daar 'n paar ou treffers? Nee, in die program gaan ek obviously een of twee van my treffers moet sing om die gehoor iets te gee. Aan jou kant te kry. Aan my Ja. kant te kry. Okay, maar die program is niet. En wat sê die produksie? Wat is die boodskap? Ons titel gaan wees Sy is sy. Die produksie is 'n ode aan die vrou. En jy weet, een van die grootste inspirasies in my hele lewe was vrouens. Die liedjie van 'n klankbaan wat natuurlik die meeste aandag getrek het, die bekendste geword het, is Voshaarnooi, uit Belare vir 'n enkeling. Wat het hy vir jou beteken, vir jou in jou loopbaan? Alles. Ek meen, ek het nie 'n loopbaan gehad voor Voshaarnooi nie. Tot Henry Wat aan die Milne. program gekoppel was. Ja, Henry Milne het 'n aanbeveling gekry dat ek vir hom die music direction vir die movie kan doen. En toe sê hy vir my, kan ek nou van jou goed luister? En toe haal ek 'n klomp goed uit en onder meer die album Katvoet waarop Voshaarnooi was. En toe hy die goed hoor, toe sluit hy sommer 6 van die songs van die album af in die soundtrack in. Kom ons praat oor die nuwe projek. Sy naam is Netwerk. Hy het 'n stunning cast, Michelle Burgers, Marius Weyer, sulke mense daarin. Wat kan ons te wagte wees? Wat het jy in die klankbaan gedoen? Wel, ons is al halfpad deur. Eintlik is die musiek klaar gemaak. Wie het Dani het na my gekom en met 'n eerste idee. Hy wou Schubert se Opus 100, een van Schubert se mooiste en bekendste werke, wou hy daarin gebruik. En toe het ek sommer vir hom so 'n tragic romantic theme vir cello en klavier geskryf wat ons hooftema is. En toe het ons begin om MIDI musiek te maak. Louis, as ons kan sê dat mense soos jy en Lorika Raug in die 80er jare aan 'n luisterliedjie beweging gewerk het of betrokke was daarbey. Was dit 'n definitiewe besluit? Het mense gaan sit en gesê ons wil 'n nuwe soort Afrikaanse musiek skep? Ek dink 'n hele klomp Afrikaners was besig om heeltemal gatvol te raak vir destyds was kommersialisme in Afrikaans 'n bedryf op 'n manier wat regtig baie min ruimte gemaak het vir musiek. En ek dink 'n klomp verskillende mense op verskillende plekke het dik geraak daarvoor en gesê let's make music, real music. En mense soos Rosa Keet en Merwede van der Merwe was een van die groot geeste agter die ding. Mense wat sterk genoeg kon staan en sê kom ons skep 'n Stefan Bouwer ook. 'n Klomp van hulle het gekom en 'n ding bymekaar gesit en gekoördineer. En van ons kant af het ons begin om opnames te maak wat in 'n ander genre was. Luister net die beweging tot waar ons vandag is, tot waarheen ons op pad is. Waarheen dink jy is dit vir Afrikaanse musiek? Ek dink die hele verwysingsraamwerk waarbinne ons bestaan het geweldig verander. Die hele kommunikasie ontploffing, né? Julle het groot geword met techno, met clubs. My seuns ook het met heeltemal 'n meer industriële benadering tot musiek en tot kuns groot geword. En ek dink ons is besig om te verstaan dat die ou
wêreldse musiekwaardes eintlik tot 'n groot mate irrelevant raak.